Vanoggend in die erediens gaan dit nou baie spesifiek oor die verantwoordelikheid van 'n gemeente om hulle predikante geestelik te versorg. Soos die predikante se roeping en taak is om die lidmate van die gemeente geestelik te versorg. So in effek wat ons vanoggend dan nou doen, die gemeente bedien die predikante vanoggend met die woord en met die sakramente. Dit wat hulle altyd vir ons gee. So kry daardie perspektief reg vanoggend. Elkeen van u wat hier teenwoordig is vanoggend hier om die predikante te dien. Jouself toe te wy aan die geestelike versorging en geestelike groei ook van ons predikante. En dankie, dis vir my ook 'n voorreg om dit te doen. Kom ons word stil voor die Here. Ons is hier om God te aanbid en te luister wat God vir ons wil sê. Here ons God, U het vir ons elkeen, elke lidmaat in hierdie gemeente en ons predikante geroep en gestuur na Hartenbos om hier in U gemeente te dien en werksaam te wees. En in die besonder om die lig van Jesus hier te skyn deur ons aanbidding. En U het vir Johannes, die disipel en die Samaritane verduidelik dat U is gees en U moet in gees en in waarheid aanbid word. Stuur U lig en U waarheid en U gees en spreek tot ons vanoggend vanuit U woord. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons gaan nou direk daartoe oor, ek het nou nie 'n lofsang hier nie, ons is bietjie ingedruk met die prediking en die koor gaan vir ons sing, so hier aan die einde gaan ons nou lekker saam sing, so ons gaan nou direk daartoe oor na die skriflesing toe, en vanoggend kom die woord van die Here tot ons uit Openbaring, hoofstuk 1, waar dit gaan oor die roepingsvisioen waar Johannes nou geroep word deur Jesus wat aan hom verskyn het om 'n boodskap oor te dra. Het julle vir ons weer die prentjies? Goed, ons skriflesing dan Openbaring 1 vers 9 tot vers 20. En die opskrif van hierdie gedeelte is, soos ek dit bietjie aangepas het en toegepas het in ons konteks, deur die Gees meegevoer in die kragveld van die Gees. Openbaring 1 vers 9. Ek, Johannes, die skrywer van die Openbaring, wat op die eiland Patmos is julle medegelowige. Deur ons gemeenskaplike verhouding en verbondenheid met Jesus. Dan het ek 'n hakies hier, hy is die seun van God en die seun van die mens tegelyk. Het ek saam met julle deel aan. Dis nou Johannes wat vir die gemeente skryf en sê, saam met julle het ek deel aan die verdrukking, die koninkryk en die volharding. Die ou Afrikaanse vertalings gebruik ook die woord lydsaamheid. Ons gaan net nou meer daaroor praat en wat dit alles sou beteken. Dan Openbaring 1 vers 10 sê Johannes nou vir die dit wat hy opskryf en vir die gemeente stuur, ek verkondig die woord van God en die getuienis van Jesus. En Jesus is die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het. En dan sê Johannes, een dag, op die dag van die Here is uit die aard van die saak, die opstandingsdag, die Sondag, soos ons dit vandag het, was ek, Johannes, wat in die Gees van God is, deur die Gees van God meegevoer, en ek het agter my 'n stem, soos 'n bassein, wat 'n trompet is, hoor sê. En dan kom Jesus en hy identifiseer homself aan Johannes. Hy sê wie ek is, en daar kom die prentjie. Met verdwasing draai Johannes om, en hy luister na hierdie stem wat vir hom sê, ek is die Alfa en die Omega,
die eerste en die laaste, skrywe wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die 7 kerke in Klein-Asië. Openbaring 1 vers 12. Johannes het toe omgedraai om te sien wie dit is, wat met hom praat, met my praat staan daar. En wat hy toe sien, is 7 goue staanlampe, of kandelare, en tussen die lampe, iemand, wat net soos die seun van die mens lyk. En sien vir hierdie beeld ook, Openbaring 14 vers 14, waar ook gepraat word van die seun van die mens, wat ontleen word eintlik uit die boek Daniël in die Ou Testament, Daniël 7 vers 13, waar Daniël die visioen gehad het van die seun van die mens. En dan word beskryf Johannes nou hier wat hy sien, en daar kan ons ook nou sien wat Johannes gesien het. Ek het dit puntsgewys so aangedui. Hy het 'n lang kleed aangehad. Hy het 'n goue band om sy bors gedra. Sy hare was so wit soos wit wol, so sneeu. Sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei. Sy stem was soos die gedruis van 'n groot watermassa. En dan in sy regterhand, daar sien ons die watermassa, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou. 'n Skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. En toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. En toe kom hy, en hy vat met sy regterhand aan my, en hy het met my gepraat. Waar Jesus homself eers bekend gestel het, sy identiteit openbaar het wie hy is, kom hy nou en hy kom praat met Johannes, en dan sê hy vir Johannes die volgende: Moenie bang wees nie. Ek is die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En hakies het ek bygesit, vir ewig en altyd. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. En dan kom hier 'n opdrag. Skrywe nou op wat jy gesien het, wat nou aan die gebeur is, en wat nog gaan gebeur. Daar sit Johannes en hy skryf. Die geheime betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het. Ek hou van die prentjie wat die sterre so hou, die elektroniese media beeld dit vir ons geweldig mooi uit. Die betekenis daarvan is, dit is die 7 engele van die 7 kerke in Klein-Asië, en die 7 goue lampe is die 7 kerke. Die engele van die 7 kerke en die 7 lampe is die 7 kerke. Dit is ons skriflesing. Ek het dit bietjie beknop saamgevat. Ons het die prente bygesit en die tema is, soos ons daar aandui, 'n ster in die hand van die Here. En dan gaan ons na 3 sake kyk. Die roeping van Johannes, en vanoggend waar die fokus gaan oor ons predikante, wat volgens die oorspronklike Griekse teks word die woord engele gebruik. Ons 3 predikante wat die engele van God in die hande van Jesus is, soos helder skynende sterre. Die roeping van Johannes, die predikantse roeping. Die tweede punt, die opdrag wat Jesus vir Johannes gee, is aan die derde punt, die engel, die predikant se opdrag in die gemeente. En dan die boodskap van Johannes. Wat kom deel Johannes nou aan die 7 kerke?
is ook die predikante, die engele van ons gemeente, in die hand van Jesus, om Jesus se boodskap aan ons te kom oordra. Punt 1 is dan die predikante se roeping. Hierdie naweek, soos Andrei wat die leier is van ons personeeldiensgroep, wat die opdrag het van die gemeenteraad, om toe te sien dat die predikante versorg word, fisies, hulle moet hulle salaris kry, hulle moet blyplek kry, hulle moet kos kry, hulle en hulle gesinne. Die personeeldiensgroep is daar om toe te sien dat dit gebeur. Hulle is ook daar om toe te sien dat die predikante geestelik versorg word, geestelik groei, want geen predikant is wanneer hy nou die dominee word in 'n gemeente volmaak en geestelik volwasse, ja natuurlik, maar daar's vele ruimte vir groei. Daardie diensgroep het ook daardie verantwoordelikheid. En dan natuurlik, die mens is eintlik ons maar 'n driedimensionele wese, jy's liggaam, jy's gees en jy's siel. Nou die siel is die sielkunde waar dit hoofsaaklik gaan oor jou verhoudings. Dis 'n ander onderwerp, maar waaroor dit nou hier gaan, die beginpunt van 'n predikant se geestelike lewe is die ontmoeting met Jesus Christus. Maar dit is vir ons almal geldig om Jesus te ontmoet, soos Johannes Jesus ontmoet het in Openbaring. Lewendig, hy het die stem van die Here gehoor. Hy het opdragte gekry en die Here het hom uitgestuur. En toe saam met opleiding diensgroep is die toewydingsnaweek toe gereël met die predikante. Hulle het ingestem daartoe. Hulle was betrokke by die reëlings en ek is toe gevra om dit die hele proses met die predikante te begelei en Vrydagoggend hierdie wonderlike ervaring. Toe ons as 4 predikante mekaar nou ontmoet, waar ek toe nou hierdie skrifgedeelte waarop ons die naweek gaan werk vir hulle gegee het, so die dominees het in diepte gewerk rondom hierdie skrifgedeelte. En ons skryf ons maar altyd lekker met mekaar, en een van die dominees sê toe vir my, toe sê hulle vir my, hoor die dominee, nou soek jy by ons 'n paar tips vir die prediking Sondag. Skitterend. Daai hele gedagte van, ek sê, ja nee, ons is juis hier, want ons loop die pad saam. Ons is predikante. Julle as predikante, dis die skrifgedeelte wat die Here natuurlik op my hart, wat toe gevra is om die eredienste ook waar te neem, op my hart gesit het, en dit is ook die woord wat die Here vir julle op julle hart sit vir hierdie naweek. En dit is dan nou waaroor dit gaan. En toe ons nou daar begin te praat, is dit die eerste ding waaroor ons praat, is, ja, ons ken toe nou die Here, en ons het kortliks ietsie daarvan gesê, maar vir ons was dit toe belangrik, toe het ons elkeen met mekaar gedeel, hoe ons geroep is, as predikante. En ja, dis regtig waar dinamies, en 'n groot gebeurtenis in mense lewe die dag as jy nou die Here leer ken, en meeste van al 4 van ons kon toe getuig hoe ons eintlik van ons kinderdae af, deur ons ouers groot gemaak is in die kerk waarby ons ingeskakel is, hoe ons eintlik van kleins af die Here ontmoet het en leer ken het, en die Here ervaar het in ons huise, en dit kon beleef, dit het ons met mekaar gedeel, en dan kom ons by daai ding, ietsies wat net predikante beleef, die roeping om 'n predikant te word. Dit is weer 'n ander beskrywing. Julle as gemeentelede kan op 'n stadium, as jy nou die dominee genooi het vir 'n braai of 'n ete, dan vra 'n bietjie vir die dominee. Dominee, vertel vir my bietjie van jou roeping. En saam met dit, natuurlik, jou roeping ook in die gemeente waar jy nou is. En dan gaan dit vir ons vanoggend ook oor hierdie dinge, want elke predikant word geroep om in 'n gemeente te dien. En dit is waar ons 3 predikante dan nou ook is.
Maar die belangrike hier daarvan is, soos Johannes deur die Gees meegevoer is en in die kragveld van die Heilige Gees lewe, gaan die roeping van 'n predikant daarmee gepaard. Jou predikant moet kan getuig, die Gees van God het my in besit geneem. Die Gees van God het my meegevoer. Deur die Gees van God is Jesus aan my openbaar. En het ek hom ontmoet op 'n ander wyse. Ek ken hom as die ek is, as die Seun van God, as die Alfa en die Omega. Maar ek het Jesus ook ontmoet, waar tydens ek geroep word, om soos Johannes op te skryf, wat God vir hom sê, en dit aan die gemeentes te stuur, so word 'n dominee, deur die Gees meegevoer, geroep, in verbondenheid van Jesus Christus, dat hy 'n ontmoeting met Jesus gehad het en hom ken, en ook nou weer 'n ontmoeting het, en hoe hy uitgestuur word, en dan is die oproep. As ons nou in Openbaring lees, in 2 tekste, kry ons dan, wanneer die engel nou kom, om die openbaringe aan Johannes te gee, dan val Johannes, net soos hy hier, in die profetiese roepingsvisioen, ons moet bietjie die teologie ons inbring, profetiese roepingsvisioen, dit is wat dit is, en 'n predikant weet wat is 'n profetiese roepingsvisioen, toe val Johannes natuurlik voor Jesus neer, soos 'n dooie. Toe kom Jesus na hom toe, en Jesus sit sy regterhand op Johannes, waarin hy ook die sterre het, die engele het, die predikante het, en hy sê vir hom, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, ek roep jou, en ek stuur jou. En wat nou aan die gebeur is, en wat eendag gebeur is, dan gaan Johannes, en in Openbaring 19 vers 10, waar die verskyninge van die engele aan Johannes eintlik dan nou eindig voor die laaste slotgedeelte van die verhaal, Openbaring 19 vers 11 tot 21, waar Jesus nou as ruiter uit die witberg, op die witberg kom, val Johannes ook in 19 vers 10 voor die engel neer, om die engel te aanbid. Dan sê die engel, nee, wag, Johannes, moenie, aanbid God. Aanbid God. En glo in Jesus en hou vas aan sy woord en sy getuienis. Want hy is die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het. En dit is die Gees wat die profesie gee, die profetiese roepingsvisioen. En in my doktorale navorsing wat ek gedoen het oor die teologie van Openbaring, het ek die dogmatiek gaan lees rondom die drie eenheid. En eers was ek teleurgestel, toe word ek opgewonde. Hoorie, maar ek is die eerste predikant wat in die definiëring van die drie eenheid die Openbaring teks gebruik. 19 vers 10 waar daar staan, God, Christus en die Gees in een sin. Dat God die drie enige persoonlikheid is. En hom, ook die een wat op die troon sit in Openbaring 4 en 5, waar die oudelinge en alles wat God geskep het, voor God neerbuig om hom te aanbid. En dis waaroor dit gaan. Ons predikante word geroep in die eerste instansie en gestuur na 'n gemeente, om in die gemeente God te gaan aanbid. En die voorbeeld te wees. En soos 'n ster in die donker wêreld en in die donker nag te skyn. En voor te loop in die aanbidding van God. En dit is wat ons predikante se primêre en eerste taak is, as amptdraers van die kerk. En omdat dit nou hervormingssondag is, gaan ek nou hier en daar vir ons ook lees uit ons geloofsbelydenis skrifte, die belydenis skrifte van ons kerk. Maar kom ons vat eers die eerste een uit die kerkorde artikel uit oor die predikante.
Nee, ons doen sommer maar eers die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 31. Ek kom net daar oopmaak. Artikel 31 sê, ons glo dat die bedienaars van die woord, en ons ken almal ons nou die Latynse term, VDM, Verbi Divini Minister. 'n predikant is 'n bedienaar van die goddelike woord. En in ons belydenisskrifte lees ons dat die bedienaars van die goddelike woord tot hulle ampte verkies moet word deur middel van 'n wettige verkiesing deur die kerkraad onder aanroeping van die naam van God en in goeie orde soos die woord van God leer. Dan kan ons nog 'n paar goed sê, maar dan verder met die oog daarop dat die heilige bevel van God nie verkrag of geminag sal word nie, dat elkeen vir die bedienaars van die woord besondere agting moet hê ter wille van die werk wat hulle doen en sover moontlik sonder murmurering, twis of tweedrag in vrede met hulle saam moet leef. Dis wat die Here vir ons as dienaars van God, as aanbidders van God sê, dit is hoe julle na julle predikante moet kyk en met hulle moet saamleef. Bid vir hulle met ander woorde. Dit is nou waar dit dan gaan oor die roeping van die predikante, wat amptdraers is en sterre is in die hand van die Here en helder dan nou ook skyn. Dan gaan ek net gou die voorbeeld gebruik wat ons in die by die jeugmoment in die vorige diens gebruik het. Die predikante se opdrag, Verbi Divini Minister, bedienaar van die goddelike woord en in Openbaring skryf op in 'n boek, is die Griekse woord die Biblion, waar ons woord Bybel vandaan kom. Die predikante is hier om die woord van God te bedien, soos Jesus die opdrag gegee het, en God se woord aan ons is soos 'n skerp swaard wat uit sy mond uitkom. Hier het ek my voorbeeld saamgebring toe ek op 'n studie navorsingstoer in Turkye was, toe ek daar in 'n winkeltjie het ek toe die Romeinse swaard gekry. En wat ek nou die 7 stede daar besoek en ek koop toe hierdie swaard vir my. Miskien so onderbreking in 'n ligte trant toe ek nou na my navorsing daar by die 7 gemeentes in Openbaring terugkom, toe ek nou my reistas en ek sit toe nou hierdie swaard so uit so sakkie hier aan die kant en ek druk die swaard daarin. Maar as julle nou al ooit interessante ervarings gehad het by douanes, wanneer jou tasse deur die douanes gaan, moes julle daai Turke gesien het toe my tas daar deurkom met hierdie swaard daar binne-in. Hulle ruk oop en hulle maak oop en hulle kyk en hulle haal uit en hulle kyk so vir mekaar en hulle praat, hulle sê, "Oh, it's a toy," en hulle sit hom terug en zip toe en sê vir my, "Jy kan maar gaan." Maar nou gebruik ek dit as illustrasie. Van die Romeine het hierdie swaard gebruik vanuit die Romeinse Hollandse reg wat ons vandag nog het, want die Romeine het 'n baie sinvolle regstelsel gebruik. Sodat en hulle het natuurlik geregeer met die swaard wat ook nou nie die regte ding was nie, maar ten minste het hulle reg en regverdigheid het hulle ingebring. En dit is waaroor die woord van God gaan. Maar daar's 'n skeiding. Dis reg of dis weg. En dis wat hierdie swaard is. As jy die Romeinse owerheid ondermyn of in opstand kom, praat die swaard. Die Romeine het hierdie swaard gebruik as hulle met die perde ry, maar hulle het toe ons nou die chariots ingebring, dan ry hulle so met die chariots en as daar 'n village of iets is wat in opstand is, dan jaag hulle daarin met die chariots en die swaard. Dan kap hulle koppe af so ver soos hulle gaan. Dis nou nie wat ons vandag doen nie. Jesus het juis gekom met sy woord van liefde, genade, verlossing, maar hierdie woord moet kom soos 'n swaard wat skei.
En dit is wat ons predikante moet doen, en met groot dankbaarheid kan ek vandag getuig dat ons predikante se bediening van die woord in hierdie gemeente is baie goed. Hierdie gemeente met ons 3 predikante, met die bediening van die woord, en personeel het jy vir my gevra, toe ek so 10 jaar gelede in 'n gemeente was wat toegemaak is, toe die Here my geroep en gestuur om akademie toe te gaan, waarin ek nog altyd wou gaan, en ek het my navorsing gaan doen, maar in daai tyd was ek nie dominee in 'n gemeente nie, so ek het op baie plekke gaan rondloop, aan stap ek nou daar by die gemeentes in, met 'n denim en 'n t-shirt, en dan gaan sit ek daar agter in die kerk, en dan luister ek nou wat daar aangaan, en ek kyk na die mense, en ek kyk hoe ontvang hulle die mense, en hoe groet hulle jou, ja, en ek het baie gesien, en ek het baie gehoor. As julle hier inkom, wees verseker, die suiwere bediening van die woord van God. Want dit bring ons dan uit by die opdrag aan Johannes, waar Jesus vir hom sê, ek is die evangelie, preek dit, verkondig Jesus. Predikante gaan doen die geestelike, gaan bedien die sakramente, die doop en die nagmaal. En die derde ding is, ons lees dit in die NGB, Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29. 'n mooi volledige beskrywing in ons belydenisskrifte. Gaan dit dan oor die drie goed. Om die woord van God suiwer te bedien. Duffy, Johan, prys die Here. Julle woordbediening is suiwer. Gemeente, dit is so. Die sakramente, die doop en die nagmaal. Ons predikante, jy moet 'n gelegitimeerde predikant in die kerk wees om die woord te kan bedien, om die sakramente te kan bedien. Dit het ons ook vanoggend. En die derde ding wat predikante moet doen, dis eintlik maar die drie goed. Die kerkorde het nou 'n paar goed by predikante se pligte en so aan, maar dis die drie fokusareas. Is die, soos die belydenisskrif dit stel, die toepassing van die kerklike tug. Kom ons los die negativiteite uit. Die woord tug daar in daai konteks beteken die liefdevolle geestelike begeleiding van die mense wat aan jou as predikant toevertrou is. En dit kry ons ook hier, daardie drie goed. Predikante, dis julle werk, julle doen dit goed, hierdie naweek het julle opnuut toegewy aan hierdie roeping, aan hierdie opdrag, in hierdie gemeente waarin God julle gestuur het om die woord van God te bedien. En dan kom ons by die derde uit, die predikant se boodskap. Goed, ons het dit nou gesê, dis die woord, die sakramente en die toepassing van die kerklike tug in opsig, die geestelike versorging. Dan kom die opdrag, stuur dit vir die gemeente. Domies, nou moet julle dit gaan doen. En julle gaan julle werk doen, hierdie drie goed doen in die Nederduitse gereformeerde kerk Hartenbos. Wie is dit nou? Dis nou ons. En hierdie gemeente kom nou vanoggend deur die gemeenteraad en die diensgroep wat verantwoordelik is vir die sake, is daar besluit hierdie naweek gaan ons as gemeente nou dit wy aan die predikante. Ons gaan ons predikante bemagtig. Ons gaan iets doen in ons gemeente, in ons eredienste rondom die geestelike versorging wat ons aan ons predikante moet gee, maar ook wat ons moet doen. Ja, ons predikante is die sterre, die engele in die hand van die Here. Hulle skyn. Maar dan die ander beeld wat hier na vore kom, is die 7 lampe. Gemeente, ons is een van daardie lampe. En dit bring nou ons as lidmate na vore, wat predikante moet ken. Ken jy Jesus?
kan jy getuig van 'n lewende ontmoeting wat jy in jou lewe al gehad het met die lewende Jesus? Het jy dit al beleef en ervaar dat Jesus kom en met sy regterhand aan jou vat? Dis krities kardinaal belangrik om aan Jesus verbind te wees. Johannes gebruik hierdie woord, ons is medegelowiges op grond van ons verbondenheid aan Jesus. En elke lidmaat moet verbonde wees aan Jesus met hom in 'n verhouding staan. En elkeen van ons lidmate is 'n liggie in hierdie gemeente. En saam is ons 'n lamp wat helder skyn. En ek het die volgende voorbeeld toe gebruik in die moment. Hier het ek nou 'n eie tydse liggie saamgebring. As ek hom so aansit, skyn daar onmiddellik die middelste ry liggies. Ons kan dit verduidelik as, dit is ons predikante, die sterre wat skyn in hierdie donker wêreld. En aan ons die woord van die Here bedien. Maar ons is 'n lamp, nou moet ons as gemeente skyn. Hoe skyn ons? Daar gaan hy. Saam met die predikante moet elke lidmaat wat 'n liggie is, hierso. Ons visie is, skyn Jesus se lig. Elkeen van ons moet ons liggie laat skyn in hierdie gemeente. Daar's verskillende maniere hoe ons dit natuurlik doen, is ons is lidmaat in 'n wijk. Daar skakel ons in, ander gemeenteaktiwiteite wat ons reël en waarby ons betrokke is, woon dit by. Wees betrokke. Jy moet gesien word dat jy regtig waar aktiewe lidmaat is van die gemeente. En die kritiese belangrike is natuurlik die bywoning van die erediens, die gebruik van die sakramente en dan natuurlik die onderlinge, die woord wat ons gebruik het, wat ons gesê het, die koinonia. Die gemeenskap van die heiliges praat ons geloofsbelijdenisse van. Ons moet die gemeenskap van die heiliges, die gemeenskap met mekaar beleef, en daar waar hierdie onderlinge liefde betoon word, daar brand ons lig al helderder. En dan, hierdie lig moet so helder begin te skyn, dat die mense daar buite ons lig begin te sien, en ook na die lig toe kom, en in die lig te lewe. Maar ons roeping en opdragsgemeente is om die lig na die wêreld toe te vat. Hoe doen ons dit? Ek het 'n demonstrasie gebruik uit my eie lewe, ook so tydens vanoggend met die kinders in die diens. Toe ek in die weermag was ek in die valskermbataljon, so ek het valskermspring gedoen. En ja, om valskermspring te doen is nogal, soos ons jong mense sal sê, dis nogal scary. Om in 'n vliegtuig se deur te gaan staan en die engines te sien, en hier staan jy in die deur en jy's buitekant en hier moet jy nou uitspring. Goed, 'n mens gaan daarom 'n baie goeie opleiding deur en so aan, en dan spring jy uit, en hier het ek nou vanoggend 'n loodsvalskermpie saamgebring. Nou, die loodsvalskermpie is nou, jy het nou die toue, wat op 'n baie spesifieke manier korrek gebind moet word, so aan die een kant, sodat as jy uitgaan, dan trek hierdie tou nou so uit, en dan trek hy die valskerm oop, dat hy kan oopmaak, en dan kan hy nou neerdaal. Dis hoe die valskerm werk. Nou, hierdie valskermpie is 'n ligvakkel se valskermpie. En die mees vreesaanjaende sprong, wat ek het 3 van hulle gedoen, is om in die nag te spring. As jy nou in die vliegtuig staan en jy doen 'n nagsprong soos ons sê, en jy kyk so af, dan sien jy hierdie donker gat hier onder. Dis scary.
Die regte woord is, dis nag. Letterlik nag. Dis donker. So jy weet nie wanneer jy by die grond gaan uitkom nie. Jy hou maar nou net jou valskermhouding, is nou mooi knie en alles te mekaar, dat jy nou nie rondskit nie, en nou wag jy maar, tot jy die grond tref. Maar as jy nou 'n soldaat is, en jy spring in die nag, en nou moet jy gaan oorlog maak. Hoe maak 'n mens oorlog in die nag? Jy moet lig kry. En hierdie valskermpie is 'n ligvakkel se valskermpie. Dan het jy nou kom ons noem dit maar 'n klein kanonnetjie, 'n mortierpyp waarin 'n ligvakkel is. En dan kom jy nou bymekaar en jy begin die aanval en dan skiet jy nou 'n paar ligvakkels af met hierdie valskermpie. Maar dit help nie net een nie, dit moet 'n klompie van hulle wees. En dan as hy daarbo kom, vou hy oop en aan hom is nou die fakkel. Nou dit is hierdie hele ding is maar deel van ons gebroke wêreld. Maar dis ons roeping in ons taak, of dit nou tegnologie is, en nou ek hardloop maar nog so op 2 sisteme. Die dag as my rekenaar oppak, en dit sê die rekenaartegnikuste mos vir jou, maak seker, ons werk nou in Engels, jy het jou backups. Want ek het nou baie boeke en ek het baie boeke op my ou rekenaar se harde skywe. Maar dan het ek nou 'n paar harde skywe en dan laai ek dit wat ek op hierdie harde skyf het, laai ek net so op 'n ander harde skyf. En as ek nou my rekenaar aansit, dan sit ek hom nou net in, dan werk ek hom. Maar ja, die gebrokenheid van die wêreld. Terwyl ons nou hierdie situasie gehad het, ja, ons moet ons lig laat skyn. Die boodskap van die Here moet uitgaan na 'n verlore, donker wêreld. En hier gemeente moet ons ook verstaan ons die roeping van die predikante. Almal van ons, die uitdrukking wat ons gebruik, elke huis het sy kruis. Elke mens het sy drama en sy probleme. En hoe ouer ons word, hoe moeiliker raak dit. Soos in my geval, op ouderdom 55, verloor ek my werk. Die gemeente moet toemaak. Dominee, nee, jy, die gemeente maak toe, en jy kry jou pakket en jy gaan. Baie van julle ken dit. Ek was daarom al op ouderdom 55, so my broer wat finansiële adviseur is, kom my mooi help en hy het gesê, take a early retirement and make a late career change. En daar het hy as 'n finansiële adviseur vir my geestelike advies gegee. Wat hy toe, make a late career change, ek is dominee, ek is geroep, en die Here roep en stuur my, gaan doen nou die teologiese navorsing, wat jy nog altyd wou doen, en gaan doen dit, en dit gebeur so. Daarom moet ons, as daar 'n krisis, 'n probleem, 'n uitdaging op ons pad kom, moet ons dit, onder leiding van die Heilige Gees, moet ons dit hanteer en dit gedoen kry. Ek gebruik nou maar daai inset rondom dit, wat nou hier gebeur het met ons tegnologie. Ja, hierdie lig, in verbondenheid met Jesus Christus, dis nou goed, nou kan ek dit sê, as jy nie aan Jesus die kragbron verbind is nie, op 'n stadium, hoewel hier is nou 'n hoogs tegnologiese battery in wat langer hou as hierdie ou batterytjies, maar op 'n stadium raak hy pap. Daarom is goed soos geestelike toewyding, herhaling van die bediening van sakramente, die herhaling van die bediening van die woord elke Sondag, het ons almal nodig. Dit moet ons doen. En dit bring ons dan nou, wat moet ons nou doen? Ons belydenisskrifte, artikel 27 sê, die lidmate, eintlik 27 en 29, moet goeie werke doen. En daarom moet ons as gemeente, as kerk, moet ons bepaalde identiteitskenmerke hê, karaktertrekke hê. Daar's 4.
in die gemeente moet die volgende 4 eienskappe moet daar wees. Ons sê dit ook in ons geloofsbelijdenis. Een kerk, bedoelende in ons gemeente, eenheid, samehorigheid, eensgesindheid, samewerking, wat ons hier het. Natuurlik is ons nie perfek nie, natuurlik is ons nie volmaak nie. Die Here het ons gestuur, maar ons moet werk in ons gemeente aan ons eenheid, ons samehorigheid, ons samewerking. Heiligheid. Ons het net nou gesê, ons predikante is engele in die hand van die Here. Ons as lidmate is die gemeenskap van die heiliges. Het is so jammer dat sekularisme, die sekularisering, dis daai wêreldgelykvormigheid, het die kerke en gemeentes al so ingesypel, ons hou kerk soos die wêreldkerk hou. En in daardie proses het ons die diepe betekenis verloor van heilig wees. Terwyl op 'n paar plekke, in Openbaring, sing die engele, heilig, 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 is die Here God, die Almagtige. En ons is die heiliges wat die heilige God aanbid. My pleidooi is gemeente. Die eenheid, die saamhorigheid is daar, maar kom ons wy ons toe aan ons heiligheid. Elke lidmaat in sy en haar persoonlike lewe word heilig. Ons gaan nie die eindpunt bereik nie, maar hou aan om jou heiligheid te versorg, jouself toe te rus, jou toe te wy aan die woord van die Here en meer heilig te word. Dan die korrekte woord is eintlik die Latynse woord, die katolisiteit. Ons is 'n katolieke kerk, maar in Afrikaans is die regte woord algemeen. Ons is 'n algemene kerk. Ons is een van 7 lampe. Ons is een van, kan ek nie die getal mooi onthou nie, die predikante kan my help, maar die getal is ook nie belangrik nie, so iets soos 1200 NG gemeentes in Suid-Afrika. Maar dan is daar ander kerke en ander gemeentes wat ook soos ons broers en susters in Christus is. En ek wat leier is van getuienisbediening, ons het nou 'n naweek of 2 terug, het ons geopende deure hier gehad, waar ons in die besonder dink aan die noodlydende kerk, in die kerk wat swaar kry en onderdruk word. Ons lig moet ook uitgaan na hulle toe, en die bedoeling daarvan is die algemeenheid, die internasionale kerk, die wêreldwye kerk. Ons lig moet skyn tot aan die uiteindes van die aarde. Dis wat die algemeenheid bedoel. En dan natuurlik die apostolisiteit, dat ons 'n Christelike kerk is, die Christus gestuur is na die wêreld toe, na gemeentes toe, na plekke toe, en blom waar jy geplant is. Wees heilig waar die Here jou plaas. Dit is ons as gemeente se roeping en opdrag. En al hierdie 4 gedagtes beleef ons in die nagmaal. Kom ons gaan nou daartoe oor, om die nagmaal te gebruik en te bedien, en natuurlik ons eregaste aan die tafel vanoggend is ons 3 predikante. Kom ons maak gereed vir die bediening van die nagmaal. Dominees, julle is welkom. Hester en Andrei gaan vir ons hier kom help met die bediening. Ons doen 'n kort gebed saam. Here onsse God, ons het ons plek ingeneem hier aan die nagmaalstafel. En vanoggend gaan ons op 'n besondere wyse ook daaraan dink hoe U, Jesus, as dienaar gekom het om ons te bedien met U woord en met die sakrament van die nagmaal. Versterk ons in ons geloof, in ons toewyding, in die groei na geestelike volwassenheid en in die groei in ons heiligheid. Mag hier die tekens van die nagmaal vanoggend ons in die besonder daarin versterk. Amen.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel. En daarvan getuig Paulus toe hy gesê het, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dis presies wat ons predikante doen. Hulle het van die Here ontvang wat die Here aan hulle oorgelewer het. En wat ons as gemeente ook vandag doen en ons die sakramente aan ons predikante bedien. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam. Neem dit, breek dit en eet dit. En dink daaraan dat dit gedoen is tot 'n volkomme versoening van julle sonde. Die beker het Jesus geneem en hy het gesê, neem en drink alles daaruit en glo dat my bloed gestort is tot 'n volkomme versoening vir al julle sonde. Ek wil net seker maak voordat ek self neem, is daar enige iemand wat by abuis oorgeslaan is met die brood, die wyn, of wat die groot beker wil gebruik, kan julle net vir ons 'n aanduiding gee? André, daar is 'n naam, of hier is ook 'n persoon wat dit vir ons kan doen. Is daar agter dalk iemand, het julle almal die tekens gekry, is julle reg, beker, of wat ook al? Here onse God, baie dankie vir u liefde, u genade, u verlossing. Maar bovenal loof en prys en dank ons u vir die teenwoordigheid van u Gees in ons lewens. Hiermee bring ons ook ons offers aan u en ons bring ook ons lof, ons dank en ons aanbidding aan u. Amen. Ons gee nou geleentheid dat u offers aan die Here bring en die koor gaan vir ons dan nou na vore kom en hulle gaan dan deur lied en sang gaan hulle dan 'n lofprysing bring aan die Here en direk daarna sal ons die slotsang sing. Dankie. Ja, julle help nou met die van die koor kom nou op.
As die koor klaar gesing is, gaan ek die gebed doen.
Ons slotlied gaan dan nou gesang dieselfde lied wees wat of het julle nog iets wat julle sing? Gaan dan dieselfde lied wees, ons sangleiers, ons koor sangers wat nou vir ons gelei het in hierdie lied, ons gaan nou dieselfde lied sing, en dan terwyl ons nou hierdie slotlied gaan sing, ons gaan staan, vra ons vir die 3 predikante om dan direk na die sing van hierdie lied net nader te kom en te kom voorstaan, want dan gaan ons as deel van ons slotgebed 'n gebed doen vir ons predikante. So kom ons as gemeente staan op en ons sluit aan by hierdie koorsang, fantastiese koorsang, en ons loof en prys die Here met hierdie wonderlike lied. Ons vra dat die predikante sal kom voor staan en daar is gemeentelede wat gevra is om saam met die predikante te kom staan, saam met die koor, om ook dan simbolies die gedagte van ons lampe rondom die woord van die Here.
simbolies het ons nou die hele gedagte van die gemeente wat bymekaar is om 'n hoë reine loflied aan God te bring, en ons doen dit by wyse van aanbidding. Ontvang die seën van die Here, maar eers gaan ons bid vir ons predikante, en die volgende gebed dra ons dan ook aan hulle op. Here God, my Vader en Skepper, groote God wat altyd waak, plaas vandag op my u hande. Beskerm my derentyd deur u almag. Laat my rus in u beskerming van jou kwaad en misdaad, twyfel en vrees, swakheid en selfsugtigheid, eie belang en hooghartigheid, haat en verraad, konflik en verwydering my bedreig. Here God, Jesus Christus my verlosser, vergeef my tog al my sondes. Alles, Here, maak u my hart opnuut weer skoon, sodat ek u mense, onheil, dood en hel nooit weer sal vrees nie. U is my rotssteen, Here Jesus. Daarom sal ek geen roeping en opdrag van u ooit gering ag nie. Laat u vrede in my woon. Laat u vrede deur my vloei. Laat u koninkryk in my kom, deur my kom en in hierdie wêreld kom. Here, Heilige Gees, my krag en my sterkte, neem my, my vrou, my kinders, my ouers, my vriendinne, my vriende, my mense, my gemeente, ja almal, o Here, in bewaring hierdie dag, vir ewig en vir altyd. Vir u, Here, dank ek u vir môre en oormôre, vir u goedheid en guns, en vir u ewige almag, vir die gawe en geleentheid van elke nuwe minuut, nuwe dag en nuwe jaar, vir hierdie gemeente, vir elkeen van ons persoonlik, en vir 'n ewige lewe, loof en prys en dank ons u. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap en die heiligheid van die Heilige Gees met ons elkeen en die gemeente wees en bly totdat hy weer kom. Amen.